alles ist an. Ja. Ja, das habe ich schon zweimal gemacht und jedes Mal. Da sagte mir, hier, connect your encoder to your drive. To go live. Okay, also ich habe alles wieder von meinem Mann. Der macht, der streamt. Ja. Live. Okay, wenn man die Settings aufmacht, dann sind da drei Bilder an der linken Seite. Stream, Webcam und Manage. Muss man da? Nee, das ist auch Livestream.
Goeiemorgen, goeiemôre almal. Baie welkom in vandag se erediens van die laaste Sondag na Epifanie en die vers vir die week staan in Jesaja 60 vers 2. Oor jou skyn die Here en oor jou word sy heerlikheid sigbaar. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Die Kollekte vir laas Sondag was R4.963, waarvan die kinders R400 bygedra het. Vandag se kollekte samel ons vir ons gemeente in. Ons herinner graag aan die jaarlikse gemeentevergadering wat op die 15de Februarie na die erediens hier in ons kerk sal plaasvind. Die nominasievorm vir die 2 nuwe kerksraadlede kan in die voorportaal gevind word en by enige een van die kerksraadslede ingedien word. Nominasies vir die Alkondal Raad van Trustees kan ook by Volker Kruger of by my ingehandig word, asook enige mosies. Op 15 Maart kom die 3 biskoppe, Theo Jekyll, Frank Schutte en Gilbert Filter van die UELCSA, of althans die United Evangelical Lutheran Church in South Africa, ons besoek. Dit sal dan hulle laaste besoek wees, waarna die evalueringsperiode van Pastor Herman afgehandel sal word, en hulle dan sal besluit of hy as Pastor Cole vir 'n tydperk van 1 tot 4 jaar in ons of in 'n ander gemeente aangestel sal mag word. Die besluit of Pastor Herman dan sy moontlike Pastor Cole jare in ons gemeente sal verrig, sal die 3 biskoppe dan in samewerking met die kerkraad tref. Indien hulle dan na hulle vergadering in Maart besluit dat Pastor Herman as Pastor Cole in 'n gemeente georden sal kan word. Vir sodoende besluit sou die biskoppe graag verweet hoe die gemeente voel en wat hulle mening rondom Pastor Herman se werk in die gemeente is gedurende sy laaste jaar by ons. Daar sal 'n geleentheid by die jaarvergadering wees vir so 'n meningsopname. Of as julle eerder anoniem wil bly, mag julle ook gerus afsonderlik met een van die kerksraadslede daaroor praat. Die kerkraad sal dan die uitkoms van die meningsopname aan die biskoppe oordra. Die erediens volgende Sondag vind weer ter gewone tyd hier in die kerk plaas. Dit sal 'n Duitse erediens wees, wat tydens ook ons jongste gemeentelid, Markus Robert Moel, die seun van Holger en Bianca Moel, gedoop sal word. Al die senior burgers word hartlik uitgenooi na die volgende seniorentreffen op 8 Februarie, wat sal plaasvind by Linda en Bernd Wehrmann se huis. Vandag is slegs die liedere aan die regterkant van die liedbord hiervoor aangedui in die Afrikaanse liedboek. Al die ander liedjies aan die linkerkant sal slegs op die projekbaar beskikbaar wees. Laat ons nou hierdie erediens in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees vier. Ons sing nou die eerste gesang, nommer 144, die verse 1 en 5 tot 7. Amen.
Die Here regeer, laat die aarde juig, laat afgeleë eilande bly wees. Wolke en diepe duisternis omring hom. Reg en geregtigheid is die grondslag van sy troon. Berge smelt soos was voor die Here, voor die Heer van die hele wêreld. Die hemele verkondig sy geregtigheid en al die volke sien sy majesteit. Almal wat gesneede beelde dien, wat spog met niks werd afgode, staan beskaamd. Buig in aanbidding voor hom alle gode. Julle wat die Here liefhet, moet die kwaad haat. Hy beskerm die lewe van sy troue volgelinge, uit die hand van goddeloses red hy hulle. Verbly julle in die Here regverdiges en prys sy heilige gevierde naam. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Heer aan God in die hoogste hemele. Die Here is met julle. Laat ons bid. Here Jesus Christus, U het God in ons lewens gebring. U wil hê sy liefde moet in ons skyn. Ons is dankbaar hiervoor en vra vir U, vul ons met vertroue in U goedheid. Laat U lig in ons skyn, sodat U heerlikheid deur ons aan alle mense geopenbaar kan word. Dit vra ons U, wat leef en regeer met die Vader en die Heilige Gees vir ewig. Amen. Die epistel is aangeskrewe in 2 Korintiërs 4, die verse 6 tot 10. Hierdie dinge, broers, het ek om julle onthaalwe op myself en Apollos van toepassing gemaak.
sodat julle deur ons kan leer om julle nie te verhef bo wat geskryf is nie, sodat niemand homself belangrik sal ag, omdat hy vir een is en teen 'n ander nie. Want wie ag jou belangrik? En wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? As jy dit dan ontvang het, waarom beroem jy jou daarop asof jy dit nie ontvang het nie? Julle is mos reeds versadig. Julle is reeds ryk. Sonder ons het julle soos konings begin regeer. Het julle maar waarlik geregeer, sodat ons saam met julle kon regeer. Dit lyk vir my of God ons apostels as die heel laastes aangewys het, asof ons ter dood veroordeel is, omdat ons 'n skouspel geword het, en vir die wêreld, vir engele sowel as vir mense. Ons is dwaas ter wille van Christus, maar julle is verstandig in Christus. Ons is swak, maar julle is sterk. Julle gereed, maar ons sonder eer. Hier eindig die lesing. Die evangelie staan geskrywe in Matteus 17, die verse 1 tot 9. Ses dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle teen 'n hoë berg uitgelei, waar hulle alleen was. Voor hulle het hy van gedaante verander. Sy gesig het gestraal soos die son, en sy klere het skitterend wit geword, soos die lig. En kyk,
Moses en Elia het aan hulle verskyn en was met hom in gesprek. Petrus reageer toe en sê vir Jesus: Here, dit is goed dat ons hier is. As u wil, laat my toe om hier 3 hutte te bou. Een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Terwyl hy nog praat, het 'n helder wolk skielik 'n skaduwee oor hulle gegooi. En kyk, 'n stem uit die hemel sê: Dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Luister na hom. Toe die disippels dit hoor, het hulle op hulle gesigte neergeval, oorval deur vrees. Jesus het nader gekom, en nadat hy hulle aangeraak het, sê hy: Staan op, en moenie langer bang wees nie. Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, behalwe net Jesus self. Terwyl hulle teen die berg afgaan, het Jesus hulle beveel: Julle moet vir niemand vertel wat julle gesien het, voordat die seun van die mens uit die dood opgewek is nie. Hier eindig die lesing. Saam geloof en antwoord bely. Ek glo aan God die Vader. Goeiemôre almal. Het julle almal lekker geslaap? Niemand het weer lig hoor klap. Sjoe, maar dit was 'n harde klap. Het enige van julle ouers dit gehoor? Ek dink daar was so 'n paar, maar dit het ons baie gereën hierdie week. Ek hoor julle ten minste julle daar uit 'n vrye dag van die skool gekry. Julle hoef nie skool toe te gaan het nie. Was dit lekker by die huis? Dink so, maar dink vir mamma en pappa was dit 'n bietjie van 'n verrassing. Maar vandag as ons hier en ons kan sê dankie vir die reën, is dit reg so? Gaan ons vir julle ook gou bid. Liewe Here, ons wil dankie sê vir die reën wat U geskenk het en vir die kinders ook wat U vir ons skenk. Ons vra U seën op hulle en vra dat U hulle pad begelei vandag en in die week. In Jesus se naam. Amen. Rousseau, wil jy vandag? Nie vandag nie. Okay, dis reg. Wat is dit? Hast du's? Gut.
Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Liewe gemeente, vandag is die laaste Sondag na Epifanie. In die kerkjaar tel dit as die einde van die Kerstyd. Maar Kersfees is dan al lankal verby. Ons is al lankal alweer by die werk en die skool. En dan moet ons nog Kersfees onthou, wat hoe lang terug was. Dit voel vir party van ons seker vir soos maande. En dan is daar weer van ons wat ook moet terugdink na ons kinderdae om die gevoel van Kersfees regtig te onthou. Dit is seker hoe die Christene gevoel het toe die boek Openbaring geskryf is, waarin ons preekteks vir vandag opgeskryf is. Natuurlik stry teoloë oor wanneer dit was. Maar as ons aanneem dat dit Johannes was, wat die visioene op die eiland van Patmos ontvang het, dan kan ons seker ook aanneem dat dit ten minste 80 jaar na Jesus se geboorte in Bethlehem was, of selfs nog later. Teen daardie tyd was die meeste mense wat die geboorte gesien het, of ervaar het, al oorlede. En baie van die mense wat vir Jesus geken het, hulle was seker ook stadig, maar seker aan die minder en minder word. Dit is hoekom daardie mense begin het om die evangelies en die handelinge van die apostels op te skryf. In die boek van die Openbaring, meeste mense sien dit as 'n profesie van die toekoms wat sal kom. Maar dit is nie die enigste betekenis van daardie woord. My gunsteling definisie van profesie is om God se woord in die situasie in te spreek. Dit beteken om na 'n situasie te kyk en die woord te gebruik om 'n pad na vorentoe te vind in 'n wêreld wat nie altyd maklik is om in te lewe nie. Die Openbaring van Johannes kan dus ook verstaan word as 'n handleiding vir die lewe in die tyd waarin dit geskryf is. 'n Wêreld waar Christene nog 'n minderheid was en nie altyd met goedgesindheid deur hulle medemense en die owerhede aanvaar is nie. En dan was en is so 'n handleiding vir 'n lewenspad van disippelskap, ook van waarde, en dit ook vir enige Christen wat sy identiteit in Christus wil vestig. Maar dan moet ons as Christene in so 'n wêreld ook die Christus, wie se disippels ons nou ook mag wees, leer ken. En nes die tweede generasie Christene, vir wie die Openbaring eerste geskryf is, kan ons ook Johannes se beskrywing van die ware Christus in hoofstuk 1, die verse 9 tot 18, ons preekteks vir vandag hoor. Ek, Johannes, julle broer en 'n deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en in die volharding in ons verhouding met Jesus, was op die eiland wat Patmos genoem word, op grond van die woord van God, naamlik die getuienis deur Jesus Christus. Op die 3de dag van die Here het die Gees van my besit geneem en het agter my 'n harde stem, soos die van 'n bassein gehoor wat sê, skryf wat jy sien in 'n boekrol op en stuur dit aan die 7 gemeentes na Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie se stem dit was wat met my praat. Toe ek omdraai, het ek 7 goue kandelare gesien. En in die middel van die kandelare iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n kleed wat tot op die voete hang gedra, met 'n goue band wat om sy bors vasgebind was. Sy kop en hare was soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos vlammende vuur. Sy voete was net soos gloeiende koper in 'n rooi warm oond, en sy stem soos die gedruis van baie waterstrome.
In sy regterhand het hy 7 sterre gehou. Uit sy mond het daar 'n skerp swaard met 2 snykante gekom. En sy gesig was soos die son wat in al sy felheid skyn. Toe ek op hom sien, het ek voor sy voete neergeval soos 'n dooie. Maar hy het sy regterhand op my gelê en gesê, hou op om bang te wees. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood, maar kyk, ek leef vir ewig en ewig. Ook hou ek die sleutels van die dood en van Hades. Die skildery wat ons hier sien, hang bo die altaar in die kerk in Hermansburg, KwaZulu-Natal. Toe ek 'n kind was, het ek altyd gedink dat dit God is. Vir baie mense is dit vreemd dat vandag nog sulke uitbeeldings van die karakters in die Bybels in ons kerke te sien is. En ek kan nog erger lyk as ons kerke in Duitsland en elders besoek. Daar kan ons kerke vind waarop alle mure die stories van die Bybel gesien kan word. Die verduideliking wat vir my gegee is dat hulle uit die tyd kom waar baie mense nie kon lees nie. Die pastoor kon na die stories op die mure wys en vir die mense te help om die stories beter te verstaan. Deesdae, as ek na die vele PowerPoints in kerke, die flieks en sosiale media kyk, dan dink ek dat ons maar net visuele mense is. Hier gebruik ek dan ook van 'n PowerPoint om vir julle hierdie skildery van ons preekteks te wys. Johannes het hierdie beeld van die magtige Christus wat in sy koninkryk heers gebruik om die mense van sy tyd aan te moedig. Hy het beeldryke woorde gebruik wat deur baie kreatiewe mense gebruik is om sulke skilderye te maak. Hierdie beskrywing van Jesus klink 'n bietjie anders as die wat ons in die evangelies leer ken. Maar ons moet ook onthou dat hierdie 'n visioen van die seun van die mens as die magtige heerser in sy koninkryk is. Dis na die opstanding en die hemelvaart. Die evangelies vertel van Jesus as 'n teenwoordige mens, wat ons lewe hier op aarde ervaar het en vir ons gehelp het en ons voed. 'n liefdevolle redder wat vir ons omgee. Maar die Christene vir wie Johannes hierdie openbaring van 'n magtige heerser beskryf, het nog 'n Jesus nodig gehad in hulle tyd. 'n heerser wat magtiger as die magtiges van hulle tyd was. 'n heerser wat hulle kan verdedig. 'n ware heerser op wie hulle kan vertrou. En die rede vir hierdie beskrywing is die wêreld waarin hulle gewoon het. 'n wêreld oorheers deur die Romeinse keiser en die ryk waaroor hy geheers het. Daar is verskillende menings oor hoe moeilik dit was vir die Christene in hulle alledaagse lewens om hulle geloof openlik te lewe. Maar een ding is nie, die mag en posisie van die keiser en sy verteenwoordigers. Hierdie mense was die waarna gekyk moes word vir redding. Maar Johannes wys na 'n ander redder en heerser wat magtiger is. In 'n wêreld van destyds was dit nie ongevaarlik om die keiser nie as die magtigste te beken nie. En dan sing die Christene nog vir Jesus in hulle eredienste, Kyrie eleison, Heer ontferm U oor ons. Dit is eintlik hoe hulle die keiser moes aanspreek. Maar hierdie dinge het die Christene destyds moed laat skep in hulle alledaagse bestaan. Nadat mense wat hom in sy mensheid ontmoet het, begin minder raak. En ons mag dit ook nou in ons alledaagse lewens ook onthou. Nou wanneer al die kersse en versierings
weer in die kas weggepak is. Wanneer die helder Kersfees verby is en ons weer by die werk is of skool toe moet gaan, waar al die wêreldse probleme ons weer raak, waar politici en ander magtiges ons weer teleurstel, waar hulle ons lewens wil oorheers met beloftes van redding uit behaaglike omstandighede, wanneer die geraas van die lewe weer harder raak, as die Kersliedere wat ons saam gesing het, en die Kersfees vreugde in ons kinders se gesigte hiervoor herinnerings word. Dan kan ons onthou dat ons nog steeds 'n redder en 'n magtige koning het, wat ons almal in sy hand veilig hou. Wat so baie omgee, dat hy as 'n klein kindjie mens geword het, om ons sonde op homself te neem. Ons mag dit onthou wanneer dit moeilik raak, om hom te volg in 'n wêreld vol afleidings, wat ons wil wegtrek van ons lewenspad, met hom as ons Heer, ons Kyrie. Dan mag ons weet, dat ons hom kan ontmoet in sy woord, en hier aan sy tafel, waar hy ons ontmoet as gasheer, maar ook as die magtige Vader en Koning, wat vir ons redding en skuiling gee. Ons mag hier in sy huis moed skep, vir ons alledaagse lewens, en ons mag daardie moed op ons lewenspad saamvat. Amen. En die vrede van God, wat hoër is as alle verstand, bewaar ons harte en sinne in Christus Jesus. Amen. En dan sing ons nog oor daai Christus met die volgende lied.
Kom ons bid. Here, dankie vir die dag wat U ons skenk. Laat ons U dank vir alles wat U vir ons gee. Die natuur, ons gemeente, vriende, families en ook elke persoon wat oor die jare oor ons pad gegaan het. Here, dan vra ons vir hulp met die verwoesting, die ongelukkigheid van die mensdom in die wêreld. Help ons om terug te draai na U toe. As dit U wil is, laat daar vrede kom in die lande waar daar oorlog is. Vertroos ook die wat geliefdes aan die dood afgestaan het in die lande. Here, hier in ons land, waar daar so baie mense en diere geraak is deur die reën, haal, wind en vloede, wees met hulle, gee hulle krag om weer op te staan en van voor te begin. Here, dan vra ons ook vir die plekke in ons land waar dit nog nie gereën het nie en waar dit baie droog is. Stuur vir hulle die broodnodige reën vir die oorlewing van die mensdom. Here, help ons boere in die onsekere tyd met al die skade wat hulle gehad het en ook nog het. Ons dink aan die groot uitbraak van die bek- en klauseer. Gee uitweg vir die bekamping daarvan. Dit raak nie net die boere nie, maar elke een van ons wat al klaar swaar kry met die las van elke dag. Here, wees ook met die siekes onder ons. Gee hulle vrede, rustigheid en moed. Wees met hulle en gee vir hulle genesing en vinnige herstel. Here, help ook die eensames onder ons, wat oorweldig word deur die alledaagse lewe, wat moet aangaan met die hartseer in hulle. Laat daar iemand hulle raak sien en dat hulle die gevoel kry dat hulle nie vergeet word nie. Here, help ons met U teenwoordigheid. Verander die slegte in ons met die goeie wat net U vir ons kan gee. Laat ons luister vir die mense wat hartseer is. Laat ons omgee vir die wat sukkel. Laat ons help waar daar hulp gevra of gesien word. Laat ons ondersteuning gee vir die wat dit nodig het. Here, wees met die bejaardes. Laat hulle ook U nabyheid ervaar. Gee vir hulle die liefde en ondersteuning wat ons van hulle ontvang het. Here, wees met die armes, die wat finansiëel nie meer weet hoe om aan te gaan nie. Gee hulle moed en help dat die ekonomie van ons land en wêreld verbeter, sodat daar weer meer werkskepping kan plaasvind, dat daar kos op elke een se tafel kan wees. Here, dan vra ons ook, hou U hand van beskerming oor ons kerk en ons gemeente en ook die hele Christenheid op die wêreld. Amen. Amen.
Here is met julle. Verhef tot God jul harte. Laat ons dank betuig aan die Here, onse God. Dit is waaragtig, waardig en reg, billik en heilsaam, dat ons aan u, heilige Heer, almagtige Vader, ewige God, altyd en oral dank betuig deur Christus onse Here, deur wie die engele u majesteit verheerlik, die heerskappye u aanbid, die maghebbers u vrees, die hemele en alle hemelse kragte tesame met die heilige serafs prys u met eenstemmige gejubel. Laat ons ook ons stemme met hulle verenig en aanbiddend sonder einde u lof sing. Ons Here Jesus Christus, in die nag waarin hy verraai is, het hy brood geneem, gedank en dit gebreek, en aan sy disippels gegee en gesê, neem en eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. So het hy ook die beker na die ete geneem, gedank, dit aan hulle gegee en gesê, neem en drink almal daaruit. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word, tot vergifnis van sonde. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.
So spreek die Here, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Mag die liggaam en die bloed van ons Here Jesus Christus jou versterk en bewaar in die geloof tot die ewige lewe. Gaan heen in vrede en dien die Here. Amen.
Mag die lig in die bloed van ons Here Jesus Christus jou versterk en bewaar in die geloof tot die ewige lewe. Gaan heen in Christus, gaan heen in vrede en dien die Here. Amen. Moge die liggaam en die bloed van ons Here Jesus Christus jou versterk en bewaar in die geloof tot die ewige lewe. Gaan heen in vrede en dien die Here. Amen. Laat ons bid. Ons dank U, almagtige Here God, dat U ons deur hierdie heilsame gawe verkwik het, en ons bid U barmhartigheid. Laat dit ons strek tot versterking van ons geloof in U en tot 'n brandende liefde teenoor mekaar. Deur ons Here Jesus Christus, U Seun, wat met U in die Heilige Gees leef en regeer van ewigheid tot ewigheid. Amen. Ons sing dan nog die laaste gesang.
van die Heer. Die Here seën jou en jou behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en wees jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en gee jou vrede.